ontbyt met Doopie en Nina. Woensdag beteken jou mense, my mense. En vandag se storie het by ons opgeland per e-pos. Ja, so Kelly Skuman het vir ons 'n e-pos gestuur en sy sê: ek skryf aan julle oor 'n jong ma wat by die huis behoort te wees om haar pasgebore baba vas te hou, maar wat eerder elke dag veg om die lewe wat sy geken het terug te kry, na alles so skielik verander het. Op 6 Januarie 2026 het Elzani McCormick haar baba dogtertjie in die wêreld verwelkom. Dit moes 'n tyd gewees het, gevul met liefde, binding en 'n nuwe begin. Maar net 8 dae later op 14 Januarie het sy 'n ernstige postpartum beroerte gehad. Daar was beduidende bloeding aan beide kante van haar brein en haar toestand het binne ure kritiek geraak. Sy is inderhaas vir noodbreinchirurgie geneem en haar familie het weke langs haar bed deurgebring sonder om te weet of sy sou oorleef. Deur genade en ongelooflike krag het sy wel wakker geword, maar dit waarvoor sy wakker geword het is 'n lang en uiters moeilike pad na herstel. Net hierna is Kelly en Elzani se man Vincent saam met ons in studio. Walk the way. Dis Groot FM 90.5 is 15 minute oor 7. So Woensdag beteken jou mense, my mense. En net vroeër genoem, vandag se storie vir jou mense, my mense gaan oor Elzani McCormick en saam met ons in die ateljee is Elzani se man Vincent en dan ook haar vriendin Kelly Skuman. Welkom julle. Baie dankie. Dit is so lekker om julle hierso by ons in studio te hê. So Kelly, jy het vir ons 'n e-pos gestuur. Baie mooi geskryf by the way. Maar jy het gestuur namens jou vriendin Elzani. So vertel ons van die tipe vrou wat Elzani was voor die beroerte. Zani is een van die ongelooflikste mense wat ek ken. Skus julle. Sy gee om met almal. Almal. Sy doen alles vir almal. Wat ook al sy kan doen om te help. Jy weet, sy is net 'n ongelooflike mens. Daar's nie meer wat ek kan sê. Jy weet, sy is amazing. Sy's 'n amazing vriendin. En sy's 'n amazing mamma. So Vincent, jy het so 'n bietjie van die lig af my vertel. So jy en Elzani is nou so 5 jaar getroud. Julle het 'n 3-jarige seentjie en dan nou 'n pasgebore, wel nie meer so pasgebore nie. Al 5 maande, ja. 5 maande oue dogtertjie. So Elzani is nou tuis en sy is nou heeltemal afhanklik van sorg. So vertel ons van Elzani se realiteit nou en dan ook natuurlik van julle gesin se realiteit. Ja, so Elzani is nou met tuisorg. Ons te keertykertjie wat help deur die dag, wat na haar kyk. Met die rehabilitasie en alles wat aangaan, sy doen ongelooflik goed. Van waar sy was tot waar sy nou is twee verskillende persone, ja. Okay. Jy kan dit nie compare nie. Dis ongelukkig, dis 'n baie stadige proses. Die brein vat baie lank om te herstel, om daai nuwe pathways te create, om daai nuwe paadjies en goeters te maak. Dit vat tyd. So dis al wat ons het op die huidige oomblik. Ons werk met wat ons het en wat ons kan doen. Maar ja, van haar kant af, van wat ons kan sien, van wat ek elke dag kan sien as ek na werk by die huis kom, is sy gee 100%. Ek het haar gevra, jy fokus op die gesond word, ek fokus op die res. Amazing. En sy kom daar. Die res is baie en ons wil nog daaroor gesels, maar ek wil net gou hoor, so hoe lyk haar toestand nou? Kan Elzani praat? Moet sy weer leer loop? Wat presies beteken die rehabilitasieproses? Okay, so sy begin, sy het laas week Sondag, vir die eerste keer nadat Kelly haar gevra het, jy moet nou jou alien rad kry, ek kort my vriendin. Ja. Toe sy Sondag aand vir die eerste keer 'n paar woordjies gesê. Sy praat nog, die stemmetjie is nou nog nie daar nie, maar sy fluister en sy begin al woorde, jy weet, daarom uitspreek. Okay. So sy die woordjies kom daar, waarvan ons baie dankbaar is. Ons wag nou al 5 maande vir hy stemmetjie, so die dag as hy gaan uitkom, gaan ons baie bly wees. Okay. Sy is nog ongelukkig bietjie verlam aan die regterkant van die lyf. Die armpie is daar nog niks, daar is beweging, maar daar is nog niks beheer nie. Sy het nog steeds kroniese pyn in die regterarm, wat alles op die huidige oomblik nog bietjie terughou. Okay. En aan die regterbeentjie is ook nog verlam. Daar's klein beweging in die tone en in die hand en so.
sy is op die punt van die geveg nog bedlend, maar met die terapie en goeters, ons is nou al op daai punt wat sy regop staan, die terapeute, sy moet begin loop, so, ja, So sy het 'n versorger, en dan neem ek aan baba ook, of hoe werk dit nou, want jy moet werk, is ek reg? So wie kyk na baba en 'n 3-jarige is blerrie besig? Ja, so my ma is sy's 'n huisvrou. Ons bly in 'n flatlet in my ma se erf, so dit help klaar ongelooflik baie. So mamma kyk na Miali. En dan op die naweke as skoonma of skoonouers, jy weet, beskikbaar is, dan kom haal hulle die kinders, hulle jy weet dat my maak daarom net 'n bietjie kan rus en alles, dan gaan hulle bietjie daarna skoonma hulle toe kuier bietjie daar op die plot en speel en bejaar met neefie en gaan uit en net om jy weet die mindset hulle normaliteit. Dankie tog vir die familie, né? Ja, nee, sonder familie en vriende het ek nie gesit waar ek sit vandag nie. Hoor die wins, maar dit is obviously dis nogals 'n groot finansiële las, jy moet voorsien finansiëel. Jy's ook na die pa, jy moet die ma wees, jy's die versorger en jy probeer al die hoekies gelyk dra, maar hoe hou jy kop bo water op die oomblik? Ja. Daar's nie woorde vir dit nie. As 'n man en 'n pa doen nie wat jy moet doen. Sorry. Dis okay. Ja, jy hou jou kop af en jy vat hom dag vir dag. Vat 'n dag vir dag. Dit help nie, ek sit myself in 'n hoek nie. Daar's nie tyd vir dit. Ja, daar's nie tyd vir enigiets op die huidige oomblik. Dit is, jy weet, ek het nie 'n keuse nie. En as 'n man, as 'n pa, jy het daai verantwoordelikheid op jou skouers, so jy doen jou bes. Jy gee jou alles. Kelly, as vriendin, julle twee, sorry. En as jy sien hoe die gesin operate, nê? Wat sien jy? Sien hoe dankbaar mense eintlik is elke dag. Jy weet, dat Sonny nog hier is met ons en ons is dankbaar. Die gesin doen so baie, skoonmaale, skoonpaale, Sonny, hulle se ouers, almal help waar hulle kan, doen wat hulle kan. En 'n mens kan net dankbaar wees elke dag vir die Here dat hulle sulke mense in ons lewe gesit het, om seker te maak Sonny is okay. So, ek glo altyd, mens gaan deur moeilike tye, sodat jy ander mense kan bemoedig. Ja. En baie keer, is dit meer bemoedigend vir iemand anders, as jy uit jou seer uit, jy weet, nog steeds hoop het. So, vir ander mense wat nou deur iets so donker gaan soos julle, Vincent, wat sal jy wil sê? Hoe sit jy een voet voor die ander? Hou jou kop hoog. Hou jou gebeure oop. Van 'n ek wil nie sê van 'n manlike perspektief af nie, maar moenie stil bly nie. Praat. Vra vir hulp. Jy gaan nie alleen deur dit kan gaan nie. Amen. Jy gaan nie. Amen. So op hierdie stadium weet ek al Zani moet terapie kry en dit is natuurlik ongelooflik duur, want dit is nie, dit is eintlik al van die voorsiene toekoms, jy kan nie 'n tyd daarop sit nie. Maar julle het onlangs fondse gekry daarvoor wat baie daarmee gehelp het. En dan weet ek dink 'n groot kopseer behalwe vir die feit dat jy moet voorsien is daai R104,000 se mediese skuld wat oor jou hang seker, nê? Nee? Ek weet ek dink daar's 'n 20 of wat ook al duisend al betaal, maar 104,000 wat nog nie betaal is nie. En dan het julle ook 'n dringende hospitaalbed vir Elzani nodig, want op hierdie stadium het julle net een geleen. Ons het een gekry wat geskenk was vir 3 maande. Deur 'n vroutjie by ons kantore, so ons is baie dankbaar daarvoor en ek weet hy kom tot en met einde nou hierdie maand. So ons kort en permanente. En hoekom is dit so belangrik dat sy spesifieke hospitaalbed het? Sy het nog nie beheer van haar lyf nie, so sy kan nog nie op haar eie regop sit nie. Sy, jy weet, ons moet nog die transfer van die bed tot in die rolstoel kan doen.
So op 'n normale bed, jy het nie sy kan ook nie plat lê die hele dag nie. Okay. Die hospitaalbed is 'n spesiale matras, dis 'n aerated matras. So vir bedsere, jy weet, daai tipe goed, so om dit vir haar so gemaklik en jy weet die seer so min as moontlik te kan maak om in die rolstoel te kan kom, om te kan opstaan, net daai ekstra bietjie hoogte wat ons om elektronies kan opstel, laat sy, jy weet, dan stelselmatig moet ons, jy weet, dit help haar ongelooflik net baie, So afhanklik aan mense wat hom moet help, Ja. dat die elektroniese bed net bietjie vir haar eie gee, waar sy self op bietjie kan opstoot en as hy seer het of Yes, so dit is maar ongelukkig maar een van daai dinge, maar okay. So daar is nog 'n bietjie van 'n proses wat moet plaasvind en rehabilitasie soos wat ons nou gehoor het, maar ek dink ons wil nog 'n bietjie meer uitvind oor Elzani en ons storie, en ons sal nou weer terugcheck met man Vincent en dan Elzani se vriendin Kelly wat saam met ons kuier vanoggend. Sin met Who Needs the World, Groot FM 90.5. Dit is jou mense, my mense, en saam met ons in die ateljee is Elzani McCormick se man Vincent, om haar storie bietjie te vertel, en ook haar vriendin wat vir ons die e-pos gestuur het, Kelly Skuman. Nou, Vincent, ons het bietjie vroeër gehoor dat jy weet van die grootste behoeftes op hierdie huidige oomblik is daai bed, net om seker te maak sy is 'n bietjie meer gemaklik en sy kan 'n paar goedjies weer vir haarself doen, natuurlik bedseer en sulke goeders te vermy, en dan is daar ook nog 'n hele paar ander goedjies wat oor jou kop hang, né? As die man van die huis, is maar daai finansies, dis maar altyd die stres. Ons weet is R104,000 se mediese uitgawes wat nogal is, jy weet, in 'n perfekte wêreld as 'n mens nou kan ontslaa raak van al hierdie goeders, jy weet, wat se verligting sal dit vir jou bring, en spesifiek vir Elzani? Ja, om te kan ontslaa raak van die skuld, die stres sal baie help. Ek dink jy weet, in my mindset gaan ons half bietjie meer kan teruggaan na die normaal lewe as 'n familie toe. Die geldjies wat elke maand inkom, my salaris as 'n broodwenner, ek meen, ons dis wat die familie dra op die huidige oomblik. So net om die vryheid te kan hê om te kan teruggaan. Jy weet, Want nou met enigiets wat oor is, moet gaan om hy skuld te delf en basies, ja. So, ons het vriende van hierdie program en is altyd so lekker om met hulle te gesels. Op die lyn het ons vir Andrea van Heerden, sy is van Caring Daisies. Hallo Andrea. Goeiemôre span, hoe gaan dit daar by julle? Goed met jou. Dit kan net goed gaan. Ons lang nou julle. Dis lekker om die stemmetjies te hoor. Hoor hierso, Vincent en Kelly sit hierso by ons in die studio en jy wil graag ietsie vir hulle sê. Ja, jy weet ons maar as die Daisies se naampie genoem word, moet ons iewers 'n verskil maak. So en ons verstaan rekeninge. Ons verstaan dit gaan swaar daar buite. Ons kry soveel versoeke. So die span daar in die ateljee, dis dan vir ons 'n voorreg hier van die Caring Daisies, al die mammas hier, al ons ondersteuners om te sê daai bloedtoetse. Ek kan nou nie onthou of dit Lancet of Empath is nie. Is op ons gaan hom skoonmaak. Ons betaal hom vandag, so julle kan dit afmerk op julle lysie en glad nie meer oor dit bekommerd te wees nie. So ons is daar vir julle en ons gaan ook nêrens heen nie. Dis vir ons 'n voorreg om te kan help vanoggend en 'n verskil te maak. Daisies wat weet deurkom. Ons waardeer julle, Andrea, so baie dankie. Dis dan daai Lancet rekening, Vincent, 15,000 wat die Daisies vir julle gaan sorg. Dankie Andrea, jou ou sonstraaltjie. Ja, ou Daisy. Dit is 'n groot plesier julle en hou aan om 'n verskil te maak in ons wêreld. Dankie. Ons waardeer jou. Bye. Nou, ons is in 'n baie bevoordeelde posisie hier by Groot FM, dat ons het ongelooflike vriende, mense wat die hele tyd uitreik en jy weet, dit is net ongelooflik hoe hulle altyd ons hande wil sterk maak wanneer ons iets het. Daar's 'n groep manne by Solrock Mining Services en hulle het gesê, hulle het gehoor van hierdie storie, hulle wil ook graag julle uithelp. Hulle gaan vir julle R20,000 skenk wat julle dan nou tot die skuld kan aanwend ook. Baie dankie julle. Dan het ons nog vriende. Ons ken nog ons baie mense en ons is so geseënd. So Ecomed Medical skenk ook R45,000 wat na daai mediese skuld toe kan gaan. En dan skenk hulle daai hospitaalbed vir Elzani wat
net julle hoef nie meer te worry nie. Die ander een is nou uit einde van die maand, maar sy het nou haar eie een te danke aan Ecomed Medical. En soos wat ons hulle ken naby Ecomed, hulle ket 'n ding uit en hulle maak seker alles is perfek. Vincent, is al 'n bietjie verligting my maat. Die woorde is min doek. Mens kan sien hoe baie Alzani vir Vince beteken het en soos regtig vir Kelly en vir almal. Ons het al so mooi goedjies gehoor, maar kyk, ek is 'n ou wat maar nonsens praat vir 'n lewe. Ek is nie baie goed met wiskunde nie, maar nee, as ek nou so romwerk moet uitwerk, daai R104,000 se skuld. Met al ons amazing skenkings en alles wat nou deurgekom het van Ecomed af en van Solrock af, en die Daisies met die Lancet rekening, dink ek is al so plus minus 24,000 Mooi. uitstaande. Goeie wiskunde. Is dit reg? Dit is reg. Dankie tog. Anders het ek gelyk soos 'n aapie. Ek gaan daai wiskunde van jou kom toets, né? Ja, jy moet. So in ons of van Groot FM 90.5 se kant af en ons omgerekening en ons gemeenskap wat maandeliks en ook gedurende G-week gee in daai G-rekening, wil ons daai 24k vereffen en na daai sommetjie op 0 staan, sodat jy kan fokus op dit wat saak maak. En dit is om Alzani gesond te kry en die pad saam met haar kan stap sonder enige addisionele stres, Vincent. Ons wil net dankie sê in die diepte van ons harte vir alles. Dit is ongelooflik. Vince, is dit waarvoor jy op jou knie gebly het, my maat? Elke dag. En dankie vir almal. Daar's nie woorde nie. Regtig, daar's nie woorde om ek is so dankbaar vir die mense daar buite, vir die mense se harte, vir hulle gebede, vir alles. Wel, ons sê dit elke week, ons is net die fasiliteerders en die Here het julle gebede gehoor en hulle weet wat beteken Alzani vir jou en vir Kelly en vir almal in julle gesin en ons hoop nou net dat sy spoedig gaan herstel, dat al die terapie gaan help, ons bid dit oor haar, ons weet dit gaan en ons kan nie wag om julle terug te nooi net om te hoor hoe ongelooflik dit gaan met julle en hoe julle net, alles is net weer normaal soos wat jy sê. En dat Alzani self hier kan sit om haar storie te vertel. Absoluut. Haar testimony te kan vertel. Ja. Absoluut. Ja, Dankie dat julle kom kuier het en ja, ons bid vir julle. Baie dankie vir julle. Waardeer alles. Baie dankie. Dis ons jou mense, my mense vir vandag. As jy laat ingeskakel het, ons sal natuurlik hierdie ook beskikbaar maak op die Groot FM YouTube kanaal, so jy kan na die tyd weer daar gaan kyk. Dankie aan al ons vriende van die stasie natuurlik, die Caring Daisies wat altyd jy weet inrol met die grootste glimlag en help. Solrock Mining Services, ons waardeer julle so baie. Ecomed Medical. En jy wat deel is van ons gemeenskap. Jep, net so. So baie dankie aan almal en ook dankie aan Sunetjie want al die logistieke reëlings agter die skerms vir ons getref het.